ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 136. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek Wat is jou God se naam? Vir die tyd waarin ons lewe, seker een van die belangrikste vrae om te vra, wat is jou God se naam? Is dit Here, is dit God, is dit Jahweh, is dit Jehovah, is dit wat? En ons lewe in die tyd waar Jaffa vir ons die openbaarde bonatuurlike woord gegee het, wat ons leer en ons lei in alle reg en waarheid. Halleluja. So jy belangstel in enige boek, dan kan jy ons kontak. Jy sal sien hierbo is ons, of ek dink is die kant, is ons webtuiste, adres al die tyd, as ook ons selnommer 0722 367-124, of gaan na my webtuiste, https://jaffashua.co.za. As die eerste keer is wat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom, maar ons is reeds baie ver gevorder, so ek vra, gaan begin by deel 1, en dan stap jy saam met ons. Vir u wat vir die eerste keer kyk, is uiters noodsaaklik dat jy inteken, of subscribe, soos die Engelsman sê, sodat jy al die verskillende kennisgewings kan kry van die verskillende studies waarmee ons besig is. En vergeet asseblief nie ons TikTok boodskappe nie. Reeks is lewensveranderend, skryfblok en pen is uiters noodsaaklik, en bring maar 'n seatbelt of 2 saam. Daar is 'n paar geestelike skokke. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil vanmôre in die begin van hierdie week vir u baie dankie sê, dat in hierdie naweek wat verby is, dat u ons bewaar, beskik en beskerm en geseën en gelei het, en die genade hand oor ons gewees het. Dankie ook vir elke geleentheid wat u vir ons geskep het om die bonatuurlike woord uit te dra. Wil ek dan bid vanmôre dat die salwing van die Ruach HaKodesh op hierdie studie sal wees, Vader, elke môre, en dat ons bewus sal wees van u teenwoordigheid deur die Ruach HaKodesh. Geef vir ons ontvanklike sielsdimensies om die woord te kan absorbeer en geestelike oor om te hoor wat u vir ons sê. Seën die woord. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffashua, volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se sessie vir u 'n groot seën gaan wees. Prys sy wonderlike naam. Ons gaan aan waar ons opgehou het, Spreuke 11. Ons gaan begin by deel 22 vanmôre. Hy sê 'n goue ring in 'n vark se snuit is soos 'n vrou wat mooi is, maar sonder beleid. En my pa jare terug, jy kan onthou, toe ons jong seuns was, jy het altyd na die mooiste girls gekyk. Die wat nie so mooi was, die het nie so baie aftrek gekry nie. Die wat mooi was, het te veel aftrek gekry. En my pa het altyd gesê, beauty is only skin deep. Pragt, die mooie gesig is net so dik as wat die vel is. En dis wat hy vir ons geleer het. Maar hier kom, ek dink hy het maar so 'n bietjie geweet van wat koning Salomo gesê het, hier so in Spreuke 11 vers 22. 'n Goue ring en 'n vark se snoet. Hy werk nie daar nie. Hoekom? Want is daai neus, daai snoet van hom, wat hy in daai modder en in daai gemors van die ander varke indruk en snuif en skit en proe en lek en so hy werk nie so lekker daar nie. Goue ring werk nie daar nie. Goue ring aan 'n vark se snuit, soos 'n vrou wat mooi is, maar sonder beleid. Jy weet, dit is nie altyd die uiterlike nie, van 'n vrou wat tel nie. Dit is die innerlike. Is daai, ek is die een wat Jaffa wil hê ek moet wees. So dis is wat saak maak. Dis wat saak maak. Die begeerte, dis vers 23, die begeerte van die regverdige is net ten goeie. Die regverdiges, die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote en die regverdiges. Ons het natuurlik nog gegee 'n goedertier wat goedertierend is. Halleluja. Maar die regverdiges,
Hoekom ons regverdig? Ons het nie onsself regverdig gemaak nie. Ons kan nie, ons het nie vermoë om onsself regverdig te maak nie. Dis 'n gawe van Vader Jahwe af, wat ons ontvang deur nougeset te wandel in heiligmaking. Halleluja. Elke dag nougeset te wandel in die vrese van Jahwe. In die vrese van Jahwe. Die begeerte van die regverdige. Hoekom? Die begeerte van die regverdige is nie soos daai vark wat sy snoet met 'n goue ring in die modder indruk nie. Die begeerte van 'n regverdige is sy hande op te steek. Jahwe ons Elohim te prys en te aanbid, om groot te maak. Die begeerte van 'n regverdige is om rond te kyk, waar kan ek iets vir die koninkryk van Jahwe doen en van Jahwe. Daai begeerte om meer te wil doen, om meer te wil gee, om meer te wil weet. Dus ek hoor daar's mense wat sommer 2-3 reekse per week volg en dan maak hulle studies. Ek luister na hulle hoe hulle vertel. Elke ding wat ek sê word afgeskryf in 'n boekvorm. Sê prof, eendag as daar nie meer YouTube en goed is nie, het ek iets om vir my kinders te sê, kom ons kyk wat sê die woord. Kom ons bestudeer die woord. Dit is iets wat 'n regverdige wil doen. Dis die begeerte van 'n regverdige in aksie. Die begeerte van die regverdige is net ten goeie. Met ander woorde, 'n regverdige sal niks doen om die koninkryk van Jahwe se werk skade aan te doen, of u of my lewe skade aan te doen nie. 'n Regverdige soek die guns van Jahwe. Paulus kom en hy sê, soek ek nou die guns van mense, of soek ek die guns van Jahwe my Elohim? 'n Regverdige sal altyd die guns van Jahwe soek. Hoekom? Want dis ten goeie. Sy begeerte is as dit die môre opstaan. In hierdie dag in my gebed, Vader, wat kan ek doen om die koninkrykswerk uit te brei? Om die koninkrykswerk in die volgende fase in te neem. Ons is dankbaar. Ons is so dankbaar vir hom tuis in sy Bybel wat ons hande kon opgelê 13 jaar terug. Maar jy weet, daar kom 'n tyd wanneer ons verder moet gaan as dit. Waar ons onsself bekwam in die woord. Sodat wanneer hierdie spookpredikers met hulle aanslag kom en hulle beledigings en die goed, dan het ons die ammunisie om hulle te weerstaan. Is hy nie, daar's 'n ou koortjie wat sê, is hy nie wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Jahwe red en genees en hy doop met die Ruach Gees. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? En ek wil vanmôre sê, ja, hy is wonderbaar. As ons in die geregtigheid wandel, geregtigheid is om nou gesê te wandel, is om in die stryd te stry. Daarin is dit ten goeie. Deur mense gered te kry, is ten goeie. Dit gee my nie 'n ekstra sterretjie in my kroon of wat ook al nie. Nee, dit is nie waar oor dit gaan nie. Dit gaan om, terwyl ons hier op die aarde is, om die mandaat wat Jahwe vir ons elkeen gegee het, uit te voer, uit te leef, uit te oefen. Jahwe het my 'n mandaat gegee 4 jaar terug, 5 jaar terug, om die Nuwe Testament van die Restoration of the Original Sacred Name Bible te vertaal in Afrikaans, sodat daar 'n Bybel kan wees in die oorspronklike tale, maar in terme van dat ek nog 4 ander Engelse Bybels gebruik, vernaam die Peshitta, Lamsa Peshitta Bybel, die Eastern Text, so word hy genoem. En vir daai teks was daar net soveel mense doodgemaak in die donker eeue. Halleluja. Is om die beste. Ek en u se motief vanmôre is om vandag die heel beste vir Vader Jahwe se werk te doen. Nie tweede beste nie. As daar 'n geleentheid by ons verbykom waar ons iets kan doen om die koninkryk, ek wil nou die Engelse woord gebruik, kan nie, maak maar jou ore toe, to advance, om het vorentoe te vat. To be advanced is net om, dit is 'n bietjie sterkerder, as om net te sê, ag, soos 'n kar wat jy vorentoe stoot. Nee, dis om 'n impak te maak.
to advance is om 'n impak te maak, vorentoe te gaan, wat saak maak. Jy weet, ek sê baie keer, jy kan besig wees, soos 'n ou wat sop eet met 'n vurk. Hy eet die hele tyd, maar hy raak nie verstadig nie. Hoekom? Want 3/4 van sy sop, hier en daar steek hy 'n groentjie raak, 'n worteltjie of 'n stukkie aardappel, maar die res van die goed val deur die gleuwe van die vurk. Hy's heeldag besig. En baie mense is in hul godsdiens opset so. Hulle is elke dag besig, hulle is elke week besig, maar hulle groei absoluut niks nie. Hoekom? Hulle eet met 'n vurk. Jy het 'n lepel nodig, jy het 'n skoplepel nodig. En dis wat ons wil hê, is dat Jaffa deur die Ruach die begeerte in ons sit. Hy sê die begeerte om meer nougeset te wandel, om meer studie te doen, om meer woord te studeer. Hoekom? Want die beter ek voorberei is in my geestelike lewe, die groter slag kan ek slaan vir die koninkryk van Jaffa. En dit is wat belangrik is. Die begeerte van die regverdige, die begeerte, wat is die begeerte vanmôre? Is die begeerte net om meer geld te maak? Jou besigheid meer uit te brei? Daar's nie fout met dit nie, maar dis nie alwaar om dit draai nie. Dit is 'n bysaak. Maar my begeerte moet wees, is om in regverdigheid net ten goeie te gebruik. Maar die hoop van die goddelose is 'n strafgerig van toorn. Met ander woorde, strafgerig is 'n uitspraak van vervloeking. Maar die hoop van die goddelose, iemand het een keer gesê, die goddelose het geen ander hoop as die ashoop nie. Hoe jammerlik, hoe jammerlik. Terwyl Jaffa vanmôre vir ons sê, hy is die weg, die waarheid en die ewige lewe. En wie deur my nie kom nie, is 'n skelm en 'n dief. So ons het toegang tot hom vanmôre. Ons hoop is in die regverdigheid en die begeerte om hom ten goeie te dien en in sy koninkryk te funksioneer. En onsself elke dag beter en beter en beter toe te berei vir die koninkryk van Jaffa. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Maar die hoop van die goddelose is 'n strafgerig van toorn. Met ander woorde is oordeel en vervloeking. Daai toorn is 'n oordeel van vervloeking en toorn. Daai toorn is eintlik 'n haat. Daai woord toorn dis eina. Dis wat gaan gebeur in die groot verdrukking. Dis wat gaan gebeur by die slag van Armageddon. Dit gaan wat gaan gebeur by die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11. By die wit troon oordeel, wanneer daai toorn uitgespreek word. En ek sien ook Jaffa in Openbaring 19 vers 11, waar hy op die wit perd kom, en die swaard van geregtigheid, nie in sy hand om oorlog te maak nie, in sy mond sê die woord, want hy gaan oordeele uitspreek, die toorn oor die Israeliete, die 2/3 wat hom nie aangeneem het, eerste, en dan die res van die mensdom, wat agtergebly het, die antichristiese mense, die wat gemerk is op die regterhand om voorkom. Halleluja. Ek is so bly dat ons het iets om vooruit te kyk. Ek en u het vanmôre iets meer as 'n bekommernis wat ons trek. Ons word getrek deur die Ruach HaKodesh. Ja, vir die ander om ons mag dit lyk na sinneloosheid. Iemand het eendag gevra, het julle geen ander lewe as om heeldag net met die Bybel besig te wees nie? Toe sê ek net, sê vir my, wat sal ek bereik met enige iets met 'n ander lewe? Wat moet ek doen? Van tyd tot tyd gaan ons op vakansie. En ons vat die rekenare saam. In die dag loop 'n bietjie op die strand en so aan. En vanaand sit ons hier van vanmiddag af, sit ons met die rekenare. Dan doen ek presies daarso wat ek hier by die huis gedoen het. Want dis tyd wat verlore gaan. Wat anders moet ek doen? Daar's niks anders om te doen nie. Die eerste het klop goed op die televisie, is klop rubbish. Meeste van die tyd. Want die duiwel gebruik dit juis om sy teologie oor te dra van verdoemenis en alles na die mense en die kinders toe. So wat doen ons? Ons hou ons besig
met dit wat ewigheidswaarde het. Hoe wonderlik is dit? Ons hou ons besig met wat? Met iets wat ewigheidswaarde het. Die begeerte van die regverdige is ten goeie. Hoekom? Want dit wat ons mee besig is, mag verander hier op die aarde lyk na dwaasheid. Mag lyk na, ek wil dit in Engels sê, a waste of good time. Nee, dit is nie. Dit is nie. As ek sien hoe die siele tot bekering kom, oralste oor die wêreld. Ons kry oproepe van oralste af, WhatsApps. Mense wat sê dat hy per ongeluk of deur iemand anderste, hulle het iets anderste gesoek of 'n artikel wat hulle mee besig was en toe kom hulle op die webtuiste goed af. Wat 'n blessing. Wat 'n blessing. Aan Jahwe al die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Kom ons kyk vandag vir 'n geleentheid waar ons kan uitreik en hierdie begeerte om in regverdigheid te wees en te lewe ook met ander te deel. Daar is mense wat sal luister. Tot môreoggend as Jahwe lewe gesond te spaar sy wil. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.